Goeiedag, dit is weer Dominee Pieter van Deventer hier van APK Grootfontein af. En ons is nou by die tweede oordeenking wat gaan oor lyding en hoe ons lyding in die regte konteks moet verstaan. So laas ons nou gelees het Hebreërs 12 en ons het spesifiek stilgestaan by vers 4 waar ons gesien het dat die lewe van 'n Christen 'n bloedige stryd is. Ons moet ten bloede toe weerstand bied in ons stryd teen die sonde en dit moet my daaraan herinner dat as ek swaar kry, is dit nie iets wat onverwags is nie. As ek swaar kry, moet ek ook altyd besef dat dit nog baie erger kon wees, want ek kon al gesterf het. En ons moet ons oog hou op die Here Jesus, die een wat ten bloede toe weerstand gebied het in die stryd teen die sonde, nie sy eie sonde nie, maar ons sonde toe hy gesterf het aan die kruis. Nou vandag gaan ons aan verder in Hebreërs 12 en ek gaan vir ons hier lees van vers 5 af. En julle die vermaaning heeltemal vergeet wat tot julle as seuns spreek. My seun, ag die tugtiging van die Here nie gering nie, en beswyk nie as hy deur hom bestraf word nie, want die Here tugtig hom wat hy liefhet, en hy kastei elke seun wat hy aanneem. As julle die tugtiging verdra, behandel God julle as seuns, want watter seun is daar wat die Vader nie tugtig nie? Maar as julle sonder tugtiging is, wat almal deelagtig geword het, dan is julle onregte kinders en nie seuns nie. So die eerste twee verse in vers 5 tot 6 dan haal die skrywer van Hebreërs aan uit die Ou Testament, uit Spreuke 3 en hy haal die gedeelte aan wat basies 'n eenvoudige punt gemaak het en dit is dat as daar tugtiging in my lewe is, as God die Vader my tugtig, moet ek nie na daardie tugtiging kyk as 'n teken daarvan dat hy nie lief is vir my nie, maar juis as 'n bewys daarvan dat hy wel lief is vir my. En die skrywer van Spreuke, Salomo, en dan die skrywer van Hebreërs maak dan dieselfde punt om te sê enige aardse pa wat jy kan sien, kyk maar 'n bietjie hoe hy omgaan met sy kinders. As hulle besig is om stout te wees, dan los hy nie net om aan te gaan nie. Hy tugtig hulle, hy bring hulle weer op 'n liefdevolle manier op die regte pad. En daarom as ek dieselfde ding sien gebeur in God se verhouding met my, dan moet ek tot dieselfde gevolgtrekking kom, naamlik dat ek werklik sy kind is, dat hy lief is vir my. Ek dink ons kan almal seker saamstem dat as jy iemand sien wat sy kind in liefde tugtig, dan weet ons mos dat daardie persoon nie besig is om sy kind te haat nie. Ons weet dat hy juis daardeur vir sy kind liefde bewys. Aan die ander kant, as iemand kry en daar is 'n kind hier langs hom wat besig is om stout te wees, maar die kind is nie sy eie kind nie, sal hy baie meer huiwerig wees om daardie kind dalk te tugtig. Waarom is dit? Wel, dit is nie sy kind nie. Hy het nie daardie selfde soort seggenskap oor die kind nie. En nou wat die skrywer van die Hebreërs hier vir ons sê, is as God dan vir my tugtig, moet ek juis daaruit aflei dat ek werklik sy kind is. Daar is 'n ware vader-kind verhouding tussen God en my. Is dit nie 'n pragtige ding om te besef nie? Maar dit is natuurlik so dat nie alle lyding noodwendig tugtiging is nie. God laat soms swaar kry oor mense se paaie kom sonder dat hulle noodwendig besig was om van die pad af te gaan en dit is belangrik vir ons om dit te onthou. Dink maar aan die voorbeeld van Job in die Bybel. Dit kan soms wees dat God swaar kry in jou lewe inbring, sonder dat hy noodwendig besig is om jou te straf of te tugtig vir iets wat jy verkeerd gedoen het. Maar, as ek swaar kry in my lewe sien, dan moet ek myself afvra, is die Here dalk besig om my te tugtig? En dan spesifiek, kan ek deur hierdie tugtiging God se liefde beter verstaan? Dit is wat ons in gedagte moet hou as daar lyding en tugtiging oor ons pad kom. God se tugtiging is nie 'n bewys van sy haat nie, maar juis 'n bewys van sy vaderlike liefde. Kom ek doen vir ons 'n gebed. Onse Vader wat woon in die hemel, ag dankie Here dat U ons in liefde tugtig, dat U ons op die regte pad help wanneer ons afdwaal. Soos 'n Vader sy seun in liefde tugtig, so tugtig U ons ook. En ons hou nie altyd daarvan om deur swaar kry te gaan nie. Ons hou nie regtig van lyding nie, o Here, maar ons weet U gebruik dit ten goeie in ons lewens. En daarom bid ons U dat U ons sal help om hierdie regte perspektief op ons lyding te behou. Help ons om te sien dat die tugtiging uit U hand 'n bewys is daarvan dat ons werklik U kinders is en nie 'n bewys daarvan dat U ons nie liefhet nie. Help ons om die tugtiging wat U vir ons gee te sien as liefde uit U vaderlike hand. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.